Jy is geskakel op Grootplaas en ons gas vanoggend Tanya Potgieter, sy is die uitvoerende bestuurder van menseondersteuning by Intelligrow. Tanya, goeiemôre en welkom op Grootplaas. Goeiemôre Dippie, goeiemôre Grootplaaskykers. So Tanya, ons gesels 'n bietjie oor loopbaangeleenthede in die landbou, spesifiek waarvan jong mense nou moet bewus wees. Dink jy jong mense weet hoe wyd die loopbaangeleenthede in die landbou werklik is? Ek dink daar's 'n ander blootstelling as wat daar was voorheen, maar ek dink nie almal besef dit nog tot die mate toe van nie. Baie jong mense assosieer landbou steeds net met 'n boerdery op 'n plaas, terwyl die bedryf vandag 'n hele waardeketting insluit. Daar's geleenthede in agronomie, tegnologie, data-analise, logistiek, bemarking, finansies, navorsing en selfs kunsmatige intelligensie. En landbou het ontwikkel in 'n moderne, kennisgedrewe bedryf wat talent uit baie verskillende rigtings benodig. So jy het nou so genoem van die landbouwaardeketting wat vandag ver verby die plaashek strek. Jy het nou 'n paar van die nuwe loopbaangeleenthede genoem, maar wat is van kardinale belang vir jong mense om te weet, sou hulle in 'n ander aspek van landbou wou ingaan wat nie jou tradisionele boerdery net is nie? Wat ons sien in terme van loopbaangeleenthede Doopie is ons sien groei in velde soos presisieboerdery, datawetenskap, geografiese kartering, hommeltuigbestuur, landboufinansiering, voorsieningskettingbestuur, digitale bemarking en biotehnologie. En hierdie rolle bestaan dalk nie altyd direk op die plaas nie, maar hulle ondersteun die sukses van die hele landbousektor. So ek dink wat belangrik is vir jong mense om te weet, is dit maak nie saak noodwendig waarin jy belangstel of wat jou passie is, of waar jy nuuskierig is. Daar's beslis 'n plekkie vir jou binne in landbou. Nou Tanya, hoekom is dit so belangrik om vroeë blootstelling aan landbou te hê? En ek dink nou spesifiek aan miskien blootstelling in terme van 'n oupa of 'n pa of iemand wat reeds op die plaas is, maar is dit ook belangrik om daai vroeë blootstelling te hê? Absoluut. Jong mense kan nie droom oor loopbane waarvan hulle nie bewus is nie. En vroeë blootstelling help om belangstelling en nuuskierigheid te ontwikkel voordat 'n loopbaankeuse gemaak word. En ouers speel 'n kritieke rol, selfs die oupa en die gemeenskap speel almal 'n kritieke rol omdat hulle dikwels die eerste invloed op 'n kind se beroepsbeskouing het. En wanneer ouers en oupa en 'n gemeenskap die waarde en die verskeidenheid van landbouloopbane verstaan, kan hulle jong mense help om hierdie geleenthede raak te sien. So hoe moet ons te werk gaan dan om jong mense beter in te lig oor hierdie landbouberoepe? Ons moet die bedryf meer sigbaar maak. Dit beteken skoolbesoeke, loopbaandae, sosiale media moet beter gebruik word, internskappe en blootstelling aan suksesvolle jong professionele persone binne in die landbou. Jong mense wil sien hoe 'n beroep in praktyk lyk en hoe dit by hulle belangstellings en hulle vaardighede kan aansluit. So Tanya, ek dink die grondslag wat 'n mens gaan moet hê is die basiese beginsels van landbou, of jy nou in digitaal is of in bemarking, maar dat jy ook verstaan waar alles vandaan kom, hoe alles in plek is, sodat jy hierdie nuwe rolle kan gebruik natuurlik. Maar watter soort vaardighede glo jy dan jong mense nodig gaan hê, veral wanneer dit kom by die toekoms van landbou? Die vaardighede van die toekomstige landboubedryf gaan tegniese vaardighede wees, maar ook menslike vaardighede. Die bedryf gaan mense nodig hê wat gemaklik is met data, inligting te interpreteer en om daai om te kan skep in 'n praktiese besluitende oplossing, maar terselfdertyd gaan hulle verhoudings baie goed moet kan bestuur. Ek dink daarmee gepaard is aanpasbaarheid en 'n leergierigheid ook baie belangrik gegee die onvoorspelbaarheid van die bedryf. So as jy nou vir die jong mense en ons jong kykers wat vanoggend kyk, wat nie noodwendig gedink het daar is 'n loopbaan vir hulle in landbou nie, 'n bietjie advies moet gee oor hoekom hulle 'n loopbaan moet oorweeg in landbou, wat sal daai advies wees? My advies sal wees om weer te kyk na landbou. Kyk 2 keer daarna. Dit is een van die min bedrywe waar jy elke dag 'n bydrae tot voedselsekerheid, ekonomiese groei en volhoubaarheid kan maak. Dis 'n bedryf waar jy nie net 'n betekenisvolle impak kan maak nie, maar jy het ook 'n geleentheid om met moderne tegnologie en innovasie te werk. Tanya, ons is nou weer terug by jou. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Tanya Potgieter, uitvoerende bestuurder van menseondersteuning by Intelligrow, en ons gesels 'n bietjie oor loopbaangeleenthede in die landbou waarvan ons jong mense nie noodwendig al bewus is nie. Ons is terug op Grootplaas net hierna.
Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Tanya Potgieter, uitvoerende bestuurder van menseondersteuning by Intelligrow. Tanya, so ons gesels 'n bietjie oor loopbaangeleenthede in die landbou waarvan jong mense moet weet. En hoe kan die landbousektor die persepsie wat oor jare nou al bymekaar gesit is dat dit is slegs vir ouer mense en dat dit gaan net spesifiek oor fisiese werk. Hoe kan ons daai persepsie breek? Ons moet die stories van moderne landbou vertel. Vandag gebruik produsente satellietbeelde, data-analise, sensortegnologie en gevorderde bestuurspraktyke om besluite te neem. En wanneer jong mense kan sien hoe tegnologie en innovasie deel van die bedryf is, begin hulle landbou in 'n ander lig sien. So as ons nou dink aan watter skaarsvaardighede sal in die toekoms die meeste in aanvraag wees, wat sal dit wees en hoekom kan jong mense hulle daarvoor voorberei? Vaardighede soos data-analise, presisieboerdery, waterbestuur, agronomiese spesialistkennis, tegnologie-integrasie en volhoubaarheidsbestuur gaan beslis baie gesog wees. Jong mense kan hulle self voorberei deur sterk fondamente in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde te ontwikkel en dan ook daar waar dit moontlik is praktiese ervaring opdoen. So Tanya, 'n klimaatsverandering, waterskaarste, volhoubaarheid, alles groot uitdagings wat ons die laaste ruk ook gesien het met ons boere. Maar wat 'n rol kan die jeug speel om oplossings vir hierdie probleme te ontwikkel? Jong mense gaan 'n sleutelrol speel in die ontwikkeling van nuwe oplossings vir hierdie uitdagings. Hulle bring vars denke, tegnologiese vaardighede en 'n baie sterk fokus op innovasie. En ek dink benewens dit bring hulle 'n opregte passie en 'n belangstelling en omgee vir die omgewing. Die volgende generasie gaan help om slimmer waterbestuur, klimaatbestande, produksiestelsels en meer volhoubare landboupraktyke te ontwikkel. Nou, Tanya, ek dink dit is belangrik dat jy dalk 'n boodskap gee vir die jong mense in Suid-Afrika spesifiek oor die potensiaal van 'n loopbaan in landbou. En as jy dit 'n boodskap moet uitsit, wat sal daai boodskap wees en waarom? My boodskap vir wees dat landbou een van die min bedrywe is waar jy 'n direkte en 'n tasbare verskil kan maak aan voedselsekuriteit, ekonomiese groei, werkskepping en volhoubaarheid. En wat 'n landbou meer besonders maak of 'n loopbaan in landbou meer besonders maak, benewens die persoonlike voldoening wat dit bring, bied hierdie beroepe dikwels 'n goeie inkomste en 'n baie sterk loopbaanvooruitsigte. En as jy 'n loopbaan soek waar innovasie, tegnologie, doelgerigte werk en 'n hoë vlak van professionele en persoonlike groei bymekaar kom, dan is landbou 'n sektor met ongelooflike moontlikhede. Tanya, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dis ons gas op Groot Plaas, Tanya Potgieter, uitvoerende bestuurder van menseondersteuning by Intelligrow oor interessante en nuwe loopbaangeleenthede in die landbou vir ons jong mense. Dis al waarvoor ons tyd het vanoggend. Ons los jou met 'n musiekvideo van Appel en dan kuier ons weer môreoggend saam.